Goeiedag vriende, my naam is Pieter van der Merwe en soos gewoonlik, baie welkom by ons geselsies. Ons het te doen met die koms van die Here, dit is so naby en dis die fokus van ons gesprekkies, soos ook vandag. Ekskuus dan. Vriende, ons prys die Here vir tyd wat hy nog gee vir hierdie wêreld en ons prys die Here vir kennis wat hy deur die Heilige Gees sy woord vir ons gee oor die tye waarin ons lewe. Vriende, ek praat vandag oor twee persone wat 'n kardinale rol gespeel het in die vestiging, jy weet, van bose en profetiese goed wat in die laaste dae gaan gebeur. Twee persone wat 'n rol gespeel het in terme van die kerk en 'n rol gespeel het, of die sogenaamde kerk, in die ekonomie. Nou voor ons aangaan, kom ons bid net saam. Here, ek prys U vandag vir hierdie voorreg om hier te sit. Ons loof U Vader, dat U is wie U is, dat U nooit verander nie. My gebed is dat as ons vandag oor hierdie goed praat, dat dit nie net interessant is nie, maar ook ons oë oopmaak vir wat in die gang is, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons praat oor die paus, die een wat oorlede is, Paus Fransis, en ons praat oor Klaus Schwab, leier van die WEF, die ou wat dit gestig het en vir baie jare die konferensies daar gehou het, wat die ondergrondse goed, wat agter die skerms aan die gang was rondom die ekonomie en voorbereiding vir die koms van die Antichrist. So wat ek eintlik wil sê is dat die paus was 88 toe hy dood is, maar die groot storie is en die interessantheid is dat hierdie twee persone binne ure van mekaar af van die toneel af gegaan het. Die paus is oorlede en dieselfde dag, ure daarna, het hierdie Klaus Schwab het hy bedank en is sogenaamd afgetree. Hy is in elk geval ook in die 80, al twee van hulle was in die 80. So dit is so interessant, want hierdie twee manne was die verpersoonliking van wat gebeur in die wêreld rondom die twee hoofgoed, of twee van die drie hoofgoed. En dit is die godsdienstige voorbereiding vir die koms van die Antichrist, en die ander ene is die ekonomiese voorbereiding vir 'n eenwêreldregering. So dis die twee goed waarop hulle gekonsentreer het. Paus Fransis het baie gefokus op goed soos die modernisering van die Romeinse kerk, wat dit nou ook al beteken. Hy het baie klem gelê op klimaatsverandering en armoede, en dan het hy ver gegaan in terme van wat die Engelse noem interfaith, en die verdraagsaamheid teenoor mekaar. Hy het baie moeite gedoen om moslems te betrek, en hy self het van hulle goed bygewoon, in terme van hulle godsdiens, en vir die wêreld vertel, almal is net een, en almal is een voor God, maak nie saak wie en wat jy aanbid nie. Wat sien hy hier? En hy sien die 7 jaar regering van die Antichrist, waar een wêreldgodsdienst gaan ontstaan, en dit is grootliks ook gehelp deur Paus Fransis. Nou goed, Klaus Schwab, hy het bedank. Klaus Schwab was die stigter van die WEF, die World Economic Forum, en hy het jaarliks in Davos in Switserland hierdie geweldige konferensie gehou. Nou ek het al gehoor hoe van die slim mense sê, it was the place to be. En dit geld van die koningshuise af tot by die nywerhaars, jy weet, die elite van hierdie wêreld, die rykes, die ouens wat natuurlik joernaliste ook, en hulle was ongelooflik welkom daar, want hulle moet die wêreld versprei en sê wat daar aangaan en so aan. Nou, hierdie konferensie het geweldige invloed gehad, of die besluite daar, op hoe mense dink ekonomies, hoe mense kyk na die toekoms, en dan ook die hele ding van, dat daar moet vinnig iets gebeur, want die wêreld is op pad na absolute chaos. En ons weet, dit gaan chaos wees, maar om ander maniere. So die fokus daar was ekonomies, sosiale ding, en wat die Engelse noem the Great Reset. Jy moet 'n nuwe ding
kom en dit moet vinnig kom ter wille van die redding van die hele wêreld. Ontwikkel soos die digitale ID en dan het hy jy weet ook die sentrale bank met 'n digitale geldeenheid gepropageer en dit is vinnig besig om in werking te kom. Kontant gaan verdwyn en ek dink dit gaan lank van nou af wees. Alles gaan elektronies wees en alles gaan deur sentrale masjinerie rekenaarstelsels en goed gehanteer word. Ja, hy het baie gepraat oor klimaatbeleide, dat die mensdom die oorsaak is, dat die klimaat verander. Die Bybel sê dit gaan verander, maar nie oor die mense nie. Dis God wat die goed gaan toelaat. So jy weet die goed wat hulle uitdink om hierdie klimaatsverandering te voorkom, is massiewe goed wat triljoene gaan kos om te gebeur. En niks gaan verander nie. Die goed wat gaan verander, en as daar 'n verandering is dit die lewende God wat dit in oordeele oor hierdie wêreld gaan bring. Hy het baie gepraat oor globale regeringsstrukture. As ek sê nou hy, dan bedoel ek die WEF, globale regeringsstrukture, en ons sien maar al hoe meer hoe die enkel leierskap dwars oor die wêreld verswak. As al hoe meer, jy weet, die VVO is een daarvan, as so baie van hulle verskillende strukture wat klomp lande insluit. Nou ja, ons sien dat dit een wêreldregering gaan word. Baie gelowiges trek parallelle met die een wêreldse steen van Openbaring 13, en dis heeltemal waar. Kom ons lees nou wat staan in Openbaring 13 van vers 4 tot 7 af. Hulle het in aanbidding neergeval voor die draak, omdat hy aan die monster die mag gegee het, en hulle het die monster aanbid. Wie is soos die monster, het hulle gesê. Wie kan teen hom oorlog maak? Die monster is toegelaat om vreeslike en lasterlike dinge te sê. Aan hom is ook die mag verleen om 42 maande lank so op te tree. Hy het sy mond oopgemaak om teen God te laster. Hy het God as persoon, sy woonplek en die wat in die hemel woon, belaster. Hy is ook toegelaat om teen die gelowiges oorlog te maak en hulle te oorwin. En ook gesag gegee oor elke stam, volk, taalgroep en nasie. Nou vriende, daaraf word die eerste monster genoem, die Antichrist. Het gaan hier oor die Antichrist. Nou moet ons hier die interessante ding sê, dat die vals profeet is die een wat aan die monster die mag gegee het. Met ander woorde, die vals profeet het gelewe toe die monster nog in dit van hom, of geweet wie dit gaan wees nie. Hy sê, daai man is die ou wat die wêreld gaan red, en dat julle hom moet aanbid. 42 maande is 3,5 jaar, is die laaste 3,5 jaar van die Antichrist regering op aarde, sal hy totale beheer neem. Hy het God as persoon, sy woonplek en die wat in die hemel woon belaster. Hy teen die gelowiges oorlog gemaak en hulle oorwin. Nou kan ons net gou iets sê oor hierdie gelowiges. Wie is hierdie gelowiges? Onthou, die kerk van die Here Jesus, die ware aanbidders is weg. Hulle is daar bo by hom. Maar ek glo nog steeds, en daar is baie aanduidings dat in die tyd van die Antichrist gaan die ongelooflike groot herlewing op hierdie wêreld wees. Hulle gaan hoofsaaklik doodgemaak word, almal, maar baie se oë sal oopgaan vir wat aan die gang is en sal besef dat hulle, om nou die lekker term te gebruik, die bus gemis het. Vriende, aan hom is ook die gesag gegee oor elke stam, volk, taalgroep en nasie. En as die woorde sê, die Bybel sê elke stam, volk, taalgroep en nasie, dan is dit presies dit. Die Bybel het nie halwe waarhede nie, dis die waarheid. Nou hierdie twee figure, wat is die kans dat twee wêreldfigure, die een teologies en die ander een ekonomies, want dis die twee hoofgoed wat, daar's een kerk en daar's een ekonomie. Die ouens wat dit ontwikkel het en bedink het en gepropageer het, dat hulle al twee op een dag van die toneel verdwyn. Dit is ongelooflik. En
dis interessant om te kyk wie hulle opvolg of wie hulle gaan opvolg. Nou ons weet nog nie presies nie, maar dit is interessant om te kyk waarin beweeg die rigtings. Die WEF het 'n persoon wat instaan, hy's nog nie finaal, ek dink nie hy gaan die leier word nie, hulle gaan nog later, jy weet, die ou verkies of wat jy dit ook al noem, identifiseer, wat dan nou in Klaus Schwab se plek sal kom. Maar daar is 'n baie interessante ou op die oomblik wat blykbaar kan staan, sy naam is Yuval Noah Harari. Nou wil ek alrede hoekom ek hierdie ou nou gaan noem, is omdat hy en die goed wat hy doen, is die goed wat ons kan verwag in die ou wat die WEF van nou af gaan vorentoe neem. Met ander woorde, is dit noodwendig hy wat dit gaan sê nie, daar is ook ander ouens wat ek miskien gaan noem hierso, of nog een ander ou. Hy's 'n historikus, 'n filosoof, hy's 'n skrywer, hy sien mense nie as geskape geestelike wesens nie, sê ons is hoogs ontwikkelde biologiese masjiene, absoluut 'n godonterende, buite Bybelse uitsprake hier oor die mense. Ons is nie siele geskep met 'n roeping en verwagting van die hemel nie. Ons is masjiene, gedryf deur biologiese en uiteindelik programmeerbaar. Dit verwyder die mens van sy godsskapenheid, godsgeskapenheid. Vriende, wat 'n bose uitgangspunt het hierdie ou. Ja, ons kan vertrou wat ons wil, maar die punt is hierdie goed gaan gebeur. Die Here waarsku ons, dit gaan gebeur. En ons sit hier op die kantlyn en ons kan kyk en prys die Here vir sy woord, wat hierdie goed vir ons oopmaak. Genesis 1 vers 27 lees ek gou vir u. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. Dis nie biologiese masjiene nie. Dis 'n geskape wesens met die potensiaal om die woonplek te word van die Heilige Gees. Hierdie in ooreenstemming met homself, dink ek, is so 'n wonderlike vertaling nie. He created man in his own image, sê die Engels. En dit is so 'n ongelooflike verskil van wat die wêreld sê 'n mens is, né? Ons is na die beeld van God geskape, moet dit nooit vergeet nie, al sê die wêreld ook wat. Ons is geskape na die beeld van God. Die God wat die hare op ons kop tel, en getel het, en weet hoeveel dit is, wat in ons in die moederskoot gevorm het. Wat 'n ongelooflike ding. Dis die God wat vir ons plek berei om eendag te wees waar hy is. En ons sien uit daarna. Maar hierdie persoon wat ek nou genoem het, hierdie Yuval Noah Harari, dit verpersoonlik die denke, en dit verpersoonlik dit wat ons in enige leier wat nou in gaan kom, van hom kan verwag. Nou goed, dit wat betref die WEF se leier, kom ons kyk na die nuwe paus. Daar's verskeie moontlikhede. Ek wil so begin met 'n baie interessante storie oor 'n paus wat in die 11de eeu geleef het, dis amper 1000 jaar terug, Sint Malachi, uit 'n Ierse oorsprong. Die storie is dat hy op een van Rome se 7 heuwels in 'n koma verval het en Latynse frases geuiter het wat dan nou opgeskryf is. Hy was bekend vir bonatuurlike wonderwerke en vandag vir sy profeseë oor die komende pause. Want die goed wat hy daar bo op die berg dan nou of die heuwel geuiter het, is opgeteken en dit gaan oor volgens hom 112 pause wat na hom sou lewe. Nou elke frase verwys nie na 'n spesifieke paus nie, maar hy sien hierdie 112 tot aan die einde, met ander woorde voor die groot verdrukking. Nou kom ons sê dit vir mekaar, Paus Fransis was die 112de paus. Nou ek sê nie, asseblief vriende, ek sê nie dit is wat hier staan nie, in terme van wat hy voorspel het nie, maar hy was die 112de paus en hy was die ou het geprofeteer oor 112 pause. Hy is nou so 'n bietjie 'n probleem met Paus Fransis, want daar is
ouens wat sê dat hy nie wettig op die stoel gekom het nie. Daar was soveel, ek onthou dit, was oor verkiesings. Hulle kon nie tot 'n vergelyk kom nie. En die reëling was, hy moet 'n sekere persentasie van die stemme kry, wat hy toe nie kon kry nie. En toe is hierdie ou nou maar aangewys. So, die onsekerheid is nou, is dit dalk maar die volgende een, wat legitiem gekies gaan word, wat die 112de, ons moet nou maar kyk. Nou, hoe het hy hierdie 112 pouse beskryf? Hy het nie hulle name altyd genoem nie. Daar was wel van hulle wat die name gelijkluidend was. Met ander woorde, dit het jy laat dink dat die paus wat hy naam gehad het, die kan dit aflei van die naam wat hy gesê is. Hy het ook hulle beskryf in terme waarvoor hulle bekend was, of waarvandaan hulle sou kom, plekname en so aan, of tekens in die natuur. En waarvan ek gou 'n voorbeeld wil noem. Paus Johannes Paulus, wat hier so, wat was dit, 3 pouse terug aan bewind was, van hom het hy gesê, de laboris solis, wat iets soos beteken, van die werking van die son. En baie interessant van Johannes Paulus, hy's gebore tydens 'n sonsverduistering, en hy's begrawe tydens 'n sonsverduistering. Dit is nie noodwendig altyd daar waar dit gebeur het, waar hy gebore, of maar ergens was daar 'n sonsverduistering. Vriende, nou sê die ouens wat hulle hierdie goed navors, hierdie man se profesie is 80% akkuraat. Vriende, as dit van God was, dan was dit 100% akkuraat. Ek wil dit net beklemtoon. Ons moet altyd onthou, die duiwel het ook mag. En dit is vir my baie moeilik om hierdie profesie te hoor as goddelike openbaringe van 'n man wat Maria aanbid. Ek meen, dit is 'n vals god. Dis dalk 'n bose invloed wat dit in hom bewerk het dat hy dit gaan doen. Nou goed, volgens hom is Paus Fransis die laaste een, maar ek het nou verduidelik dat daar bietjie onsekerheid is oor sy posisie. Nou, ek wil tog maar iets noem oor 'n ander een, baie interessante een, wat dalk ook in die lyn staan, Pier Battista Pizzaballa. Nou, Pierre is wat ons nou vandag ken as Petrus, dis rots, betekenis rots, en Battista het die betekenis van doop. So enerzijds het hy die Petrus figuur, wat die sogenaamde leier van die Romeinse kerk was, een van die ongelooflikste groot leuns, hy het sy eienskappe, 'n rots, maar hy het ook die rots, of die eienskappe van Johannes die Doper. Met ander woorde, hy wys heen na die een wat moet kom. En dis presies wat die woord sê van die valse profeet, dat hy sal heen wys. En ek het nou, dink ek, al skrif gegee daaroor. Hy is kardinaal, baie interessant, hy is kardinaal van Jerusalem. Hy is aangewys deur Paus Fransis. Hy is 4 tale magtig, en nou wil ek net dit interessant noem, né? Italiaans, Engels, Hebreeus en Arabies. Italiaans is die taal van die Romeinse kerk. Italiaans glo ek dat die valse profeet ook daaruit gaan kom. Hy is Engels magtig, wat die wêreldtaal is. Hy is Hebreeus magtig, wat die Joodse taal is, en hy is Arabies magtig. Met ander woorde, as hy die paus word, né, dan het hy geweldige toegang tot baie volkere oor hierdie wêreld. Hy is 'n voorstander van ekumenisme en 'n klimaathantering. Ek lees gou vir u Jesaja 29 vers 13. Die volk is naby my met die mond. Hulle eer my wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Met ander woorde, dis goddelose mense wat hier beskrywe word, en dit is presies wat ek dink 'n mens in terme van die valse profeet veral kan verwag. Hulle eer die Here met die mond, maar hulle is ver van my af. Vriende, ek gaan nou afsluit met Openbaring 13 vers 12 tot 14. Hy, dit is die valse profeet, tree met al sy gesag
namens die eerste monster op en hy oorreed die aarde en al die bewoners daarvan om die eerste monster te aanbid. Dis 'n uitgesproke waarheid in die woord van God, dat die vals profete, met ander woorde uit die kerk, sogenaamde kerk uit, gaan wys na die antichrist. Hy doen ook asemrowende wondertekens, sodat hy voor die oë van die mense selfs vuur uit die hemel op die aarde kan laat neerkom. Naaper, God het vuur op Sinai laat afkom, toe die Jode daar was, en dis 'n typiese naaper, en hy mislei die bewoners van die aarde deur die wondertekens wat hy toegelaat is, om namens die monster te doen. Hy het ook die bewoners van die aarde beveel om 'n standbeeld vir die monster op te rig. Dit is die monster wat die litteken van die swaard dra, wat weer lewend geword het. Vriende, ons leef in ongelooflike tye, en ek sê altyd, dit is die mees profetiese tye wat ooit. Ons moet onthou, die profetiese tye wat in die Bybel beskryf word, veral in die Ou Testament, het gegaan oor Israel. Maar hierdie deesdae goed, en dit wat in Openbaring staan, het te doen met die totale wêreld soos God hom geskaap het. Dit het te doen met al die volke, die nasies en die tale. Daarom is dit inderdaad die mees profetiese tye waar ons ooit kan lewe. Ek sluit af met Filippense 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly, omdat julle weet dat julle aan die Here behoort. Vriende, ons kan hierdie goed praat met mekaar. Ons kan dit sê vir mekaar, soos ek het vandag hier gesê het vir u. Maar dis 'n skaduwee van wat die vyand wil hê ons moet glo. Wees bly omdat julle weet dat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, wees bly. Laat almal sien hoe bedagsaam julle lewe. Onthou, die Here kom binnekort. Moet oor niks bekommerd wees nie. Bid oor alles. Vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom ook dank vir alles wat hy gedoen het. En God se vrede, wat meer is as wat 'n mens dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Nie aan 'n eenwêreld sisteem nie aan 'n valse profeet nie aan die antichrist nie. Ons is verbonde aan Jesus Christus. Kom ons sluit af. Here, ek loof u vandag dat u is wie u is. Ek loof u Gees van God, dat u nooit verander nie. Alles op hierdie aarde gaan verander en is besig om te verander, maar u is die anker waaraan ons kan vashou. Ons prys u daarvoor. En my gebed is, Here, elkeen wat u luister, wat u waarlik ken, seën hulle, en ander wat twyfel, Here, gee vir hulle sekerheid, ook in hulle harte, dat hulle waarlik soek na wat die lewe is, waar die lewe regtig is. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Groete vir julle en baie seën.